Goeiedag. Ek het Bybelstudie woordskool wat ek hou by die kerk. Dis van 'n Sondagmiddag 5 uur tot 6 uur. So 'n uur lank wat ek letterlik die Bybel vat, 'n boek vat. Ons is nou by Johannes en dan sal ek begin met die agtergrond. Ek sal praat oor die geskiedenis van die Bybel sowel as van die boek. Bietjie meer detail gee oor die skrywer, agtergrond, geskiedenis. Miskien bietjie praat oor die gebruike van die dag, van die tyd. Waar dit inpas in konteks van die boek, die vers, die hoofstuk, die res van die Bybel, Ou Testament teenoor Nuwe Testament, Nuwe Testament teenoor Ou Testament, want ons kan tog nie die een sonder die ander nie. Dis nie 'n woordskool wat gaan oor 'n spesifieke lering nie. Dit gaan nie oor 'n spesifieke uitgangspunt of sekere onderwerpe, soos byvoorbeeld die wederkoms of so wat ons bespreek nie. Nee, dit is letterlik vers vir vers. En dit gaan nie daaroor dat ek my opinie wil afdwing op enige iemand nie, want ek glo dat die woord van die Here sê in 1 Johannes 1 vers 27 en 'n bietjie vroeër in daardie selfde hoofstuk, dan sê hy, ons het die salwing en weet alles. En wat dit beteken is dat ons nie alles weet presies nie. Ons sal nooit alles weet van God nie, en ons sal ook nie alles weet van die woord nie. En hoekom nie? Want die woord is lewend en kragtig en 'n tweesnydende swaard. En elke keer as ons hom lees, dan leer ons iets nuuts. So wanneer die woord sê ons weet alles, dan beteken dit net dat ons alles weet wat nodig is vir nou om te weet. Ons leer nie 'n graad eentjie oor paai maal radius kwadraat nie, en ons leer ook nie, is dan het 5 seun van, of dan 'n hoërskoolkind van 1 + 1 nie. Soos wat jy self vorder, sal die Here jou leer. Daarom kan ek nie staan en sê, dit is presies wat dit beteken nie, want vir my beteken iets anders. Miskien is ek laer op die rangorde van my geestelike verdieping in die Here, geestelike volwassenheid as die volgende persoon, en dan is ons geestelike voedsel wat ons eet, vir die een babakos en vir die ander een styk. En ons kan nie 'n baba styk voer nie, want hy gaan verstik. En ons kan tog nie vir 'n volwasse net babakos gee nie, hy sal nie versadig raak nie. So, skies elkeen is op sy eie vlak. En die Here hanteer dit ook so, die Heilige Gees hanteer dit so, soos 'n kind. Ons een kind het al regop gesit, of ek praat nou met 'n pappa in ons gemeente, en sy dogtertjie is 4 maande oud, en begin al so teen die vingers opstaan, en regop sit. Die ander babas is 6 maande en 8 maande, en kan nog nie eers regop sit nie. So is daar kinders van jaar en 'n half, wat al tel 1, 2, 3, en ander kinders nie. Elkeen is op sy eie vlak, en sy eie ontwikkelingsfases. En daarmee stry ons nie en probeer ons nie inmeng nie, want dit is wat God toelaat. Dis wat hy tog sê in Hebreërs 5 en 6. Hy sê hierdie dinge sal God toelaat, as ons kan verby die eerste beginsels kom van die woord, naamlik opstanding uit die dode en bekering en doop en al hierdie dinge. En as ons groot genoeg is en dit kan verstaan en dit kan groei, dan sal hy dit toelaat. Sal hy toelaat dat jy meer van hom leer. Maar tot jy in graad 1 bly en nie jou eksamens deurkom in geloof en in versoeking en hierdie dinge nie, dan gaan jy nie vorder nie. So ek is nie een wat staan en sê, dit is presies wat hierdie woord sê. Ja, kyk na die oorspronklike Hebreëus, ons kyk na die Grieks, ons kyk na die Aramees, ons kyk na al hierdie tipe van goed, sonder om dit so tegnies en so te maak, dat dit klink asof ek slim is, of enigstens meer weet as die volgende persoon. Ek weet maar net wat die Gees van die Here my toelaat om te weet, en toelaat om te leer. So ek het 'n beginsel wat ek sê, ons leer mense om raak te lees. Om 'n skriflesing te gebruik en in daai vers te sien, maar kyk die hartseer in hierdie verhaal, of kyk die blydskap, of kyk wat is hier die woorde, of daar die woorde, en die betekenis daarvan, en bietjie agtergrond gee en sê, joh, kan julle sien wat hier gebeur, en dan verstaan ons beter hoekom
Johannes dit gesê het, of Johannes Doper dit gedoen het, of dalk Jesus dit gesê het. Dit is soos, wat my altyd, as ek 'n voorbeeld kan noem, wat my altyd treffend is dat wanneer Jesus deel met Paulus in 'n openbaarmaking van Jesus Christus se kant af aan Paulus, want Paulus sê in Korintiërs 11, ek het van die Here ontvang wat ek aan julle oorgelewer het. Ek het van die Here ontvang. Jy sien, is nie net 'n tradisie wat Jesus Christus begin het in die aand waarin hy verraai is, toe hy brood geneem het nie. Dit is 'n openbaringskennis wat Jesus Christus gegee het aan Paulus. Gesê, hoorie, Paulus, nou is dit tyd dat die nagmaal ingestel word en dat julle dit begin tot my gedagtenis doen. So dit is 'n instelling van God self, van Christus self. En wat vir my ek raak lees is dat Jesus sê dat in die nag waarin hy verraai is, hy brood geneem het. In die nag waarin ek verraai is. In die nag waarin hy verraai is. Jesus moes dit so vir Paulus gesê het. In die nag waarin ek verraai is. En ja, Jesus is God, en Jesus is die seun van God, en ons weet al hierdie mooi dinge, maar ergens het die Here so geraak, dat sy mense naby aan hom, die persoon, sy disipel, nie die een ver verwyde nie 'n fariseer nie 'n skrifgeleerde nie die ouens wat hy gesê het, is wit gepleisterde grafte nie. Maar daardie aand toe hy saam met sy disipels geëet het, hy het geweet, is die laaste ete. Ja, hy het geweet dat Judas hom sou verraai het, maar hy was ook mens. En as hy dan jare daarna vir Paulus daaroor praat, dan sê hy, hierdie is die nag waarin ek verraai is, het ek gesê, jy lees dit raak, en jy sien die emosie van Jesus Christus. Jy beleef die hartseer wanneer hy dit sê. In dieselfde sin gaan hy vertel van sy liggaam wat gebroken is en gebreek was deur die kruishout van Golgotha vir ons verlossing, 'n antwoord op die profetiese woord van Jesaja, en al daardie mooi dinge weet ons. Hy gaan praat van die bloed in die Nuwe Testament, hy gaan praat van hierdie kosbare feit dat ons nou kinders van God kan wees, dat ons gered en verlos is, alles in 'n sin, alles in 'n woord, die wyn en die bloed, daardie bloed wat dit vir ons moontlik maak om te kan inbeweeg in die allerheiligste, daardie hele verhaal in 'n paar woorde. En in daai verhaal, in daai goddelike openbaarmaking van God se genade, van voor die grondlegging van die aarde af, is daar hartseer in die nag waarin ek verraai is. So ons lees raak. Ons lees sulke klein, fyn dingetjies raak, en wanneer jy dan self begin lees, dan lees jy raak, soos die boek van Romeine is. Jy begin dit lees, en jy begin raak sien dat Paulus gesê het, ek is apostel, geroep deur Jesus Christus, geroep deur hierdie een waaroor geprofeteer is, hierdie een waaroor geskryf is, hierdie een wat het moontlik gemaak het, wat gesterf het, of wat dan gebore is, gesterf het, opgestaan het, en na die hemel opgevaar het, en met my ontmoet het, en hierdie openbaring aan myself gegee het, sodat ek het kan aan die heidene verkondig, hierdie evangelie aan die heidene, hulle wat het nie verdien nie, en nie aan die Jode nie, maar aan die heidene, en in daai paar woorde, ek dink is maar 7 verse in die eerste boek van Romeine, en dan sê hy, waarvan julle almal deel is. So jou roeping lê nie vandag in die kerk nie, jou roeping lê nie vandag in een of ander persoon nie, lê nie of die kerk jou georden het, of 'n profeet nou oor jou geprofeteer het nie, dit lê in Christus.
Daarom deur alles wat ek deur is, en ek het al hoeveel keer gesê waardeur ek is, en ek staan nog in die bediening vandag nie, omdat my ordening weggevat was deur 'n kerk nie. Ek staan hier omdat my ordening deur Jesus Christus is, my erkenning van my bediening, en ek werk vir die Here. Ek is nie arrogant om te sê ek het nie die kerk nodig of enigiets nie, verstaan my baie mooi. Maar as jy vandag besef dat jy nie vandag die geleerdheid of enigiets nodig het om die roeping van die Here te dra nie, jy is geroep. En ons is geroep deur daardie God wat die profete al oor geprofeteer het, daardie Jesus wat wel gekom het, wel gebore is, gesterwe het, opgestaan het uit die dode uit, homself getoon het, na die hemel opgevaar het, en gaan terugkom. Daardie is die bron van my roeping. Is die bron van wie ek is. Nie as gevolg van een of ander sertifikaat van een of ander persoon, of organisasie, of beweging nie, maar van Christus. En daardie roeping is onberoulik, sê die woord van die Here. En ek het al probeer, mense probeer weghardloop van hierdie roeping, maar jy kan dit nie. Dit is net nie moontlik nie. Jy kan wegdraai, ek het ook my draaie geloop en probeer weer in besigheid en al hierdie dinge, maar telke male kom jy maar net weer terug aan die voete van die Here om te doen wat hy vir jou gesê het om te doen. Toe my geroep het, toe ek maar nog 'n skoolseun was. En tot daar het ek probeer uitdraai. Sal het nooit vergeet toe die Here met my begin praat het in die nagte in Pietersburg. En ja, almal het gedink my roeping sou 'n foefie wees, want ek was maar die stoutkind en die seun wat oortree het en die seun wat nie so heilig was soos die res van die gesin of van die familie nie. Ek is seker die laaste een wat 'n pastoor moes word. Maar ek is nie 'n pastoor omdat ek gestudeer het of omdat ek ergens net 'n staanplek wil hê nie. Ek het dit geword omdat ek daardie nag, verskeie nagte, gebid het en gevra het, en as die Here sê ek moet kom werk, het ek gesê, nee Here, maar wat van die, net so, sê Here, maar wat van die skande van my jonkheid? As ek nog gebid het, het ek mooi woorde gebruik. En as ek my Bybel oopgemaak het, het die Here gesê, en die skande van jou jonkheid sal jy nie weer aandink nie. Ag, en so het ek aanhoudend antwoorde op die Here gekry, en so is jou roeping ook vandag. 'n Stout seentjie in Pietersburg het die Here raak gesien, en kon ek maar vir die Here gaan werk het. En ek sê baie keer vir my vrou, my karakter en my temperament is nie so dat ek kosbare dominee kan wees met die regte karakter nie. Maar jy ook, as jy gaan raak lees, gaan jy sien hoe belangrik jy vir God is. En kon ek myself verloor het van dat ek baie jonk is in die woord van die Here. En kon hy my geleer het, dit is wat gebeur hier. Here leer ons en lei ons. So ek kan nie vandag oordra wat die Here aan my geleer het nie, want op die uiteinde van die dag is dit wat die Here my geleer het. Ek kry so baie keer mense sê, die Here het vir my hierdie en hierdie geleer, en dan wil ek dit oordra aan ander mense. Kom ons kyk net eers wat die Here vir jou gesê het. Daarom kan ek met vrymoedigheid baie keer Sondag sê, ek preek eers vir myself, en ek moet uitkniel vir myself. My vrou sê dit ook baie, Michelle sê baie keer vir my, jy het vandag net vir jouself gepreek. Ja, dis presies hoe dit werk, dis hoe die Here werk. En moet ek myself eers ondersoek, voor ek sommer net lukraak na ander mense toe stap en sê, dit is vir jou. Daai balk uit jou oog, voor jy die splinter uit ander wil haal, en moenie oordeel nie, en dieselfde oordeel. Dit is wat dit beteken. Kyk 'n bietjie na jouself. Dis wat die Here sê, beoordeel jouself voor jy gaan nagmaal gebruik. Kyk na jouself. Jy weet wat jy self verkeerd doen. Jy weet dit mos. Jy voel skuldig. So kry dit uit, kry dit voor die Here, vra vergifnis en maak reg. Nou op die uiteinde van die dag het ek en jy 'n roeping. En ek het by die woordskool ook gesê dat as ek kyk na by Kanaan,
Die eerste wonderwerk, daai kanne wat 900 liter water gevat het. Moes daar iemand daai water aangedraai het. Nou, hulle het nie tuinslange en brandslange en alles gehad nie, so hulle moes dit aangedraai het met ander emmers, ander kruike, hoe dit ook al sê. Maar daar was mense wat oor die 900 liter water moes aandra, 1000 liter. Hoe lang het dit hulle gevat? Maar as jy waterdraer, doen jy iets wat God nodig het om te gebruik vir 'n wonderwerk. En dan is jy deel van daardie wonderwerk. So wanneer ons raak lees, gaan dit oor wat sê die woord van die Here vir my. Wanneer ek woordskool hou, raak ek opgewonde oor wat die woord van die Here vir my sê en deel ek dit met ander en hulle lees dit raak en raak opgewonde daaroor. Maar die vraag wat ek vanaand wil vra, of vandag dan, en waaroor ek dink is, en eendag dink is my broer wat vir my gesê het, oor iemand wat gepraat het oor Handelinge 29. En ek dink vandag oor Handelinge 29. Ons lees in Handelinge, lees ons van, grootliks gaan die boek Handelinge, maar geskryf deur Lukas, oor die handelinge van die disippels en van Paulus. En ons kan letterlik lees hoe hulle by mekaar was, die gees van die Here uitgestort was, hoe die wonderwerke plaasgevind het, hoe hulle vervolg is, van hulle gevang is. Letterlik die handelinge. Net die geskiedenis rondom die disippels vir die eerste tyd. En lees ons van Paulus, hoe hy tot bekering kom, en sy sendingreise, en dit wat met hom gebeur, hoe hy uitlewing gee. So letterlik net dag tot dag, min of meer, beskrywing van Lukas, sekerlik ook aan Theophilus, wat hy skryf, soos wat hy sy boek geskryf het, om te sê wat het en hoe dit gebeur met Jesus, en nou wat gebeur het met die disippels en met Paulus. En dan is daar Handelinge 29. En ja, hy is nie in die Bybel nie. En nee, ek wil nie iets byvoeg nie, want ek glo nie om 'n jota of 'n titel by te voeg nie. En net so in die verbygaan is daar soveel mense wat vra, maar wat van die boeke wat uitgelos is, en die apokriewe boeke, en wat het die Romeine, die Katolieke Kerk nou gedoen om hierdie Bybel en daai boeke uit te haal en hierdie kanon by saam te voeg en dan is my antwoord, ek kry nog in hierdie, was dit 40 jaar van, plus 45 jaar van, dis langer, ek is gedoop in die Heilige Gees toe ek 10 jaar oud was, so dis 48 jaar wat ek al gedoop is in die Heilige Gees, en so het ek 'n pad met die Here gestap. Ek het my eerste verse uit die Bybel uitgeken, nog voor ek standaard 5 was. Nee, ek was nie heilig nie. Ek was maar net lief vir die Here. En ek is 'n passievolle man, as ek beklei is ek passievol, as ek werk is ek passievol, as ek bid is ek passievol, as ek lief het is ek passievol. Ek is passievol in alles, en so was ek ook passievol in die woord, en as ek stout was ek ook passievol. Het alles gedoen met oordaad. En dan voel ek, soos ek sê, partykeer het ek nie die temperament vir die bediening nie. Maar hier sit ek, in die Handelinge 29. Wat beteken dit dan? Wat sal oor Kobus se lewe? Kan ek een hoofstuk byvoeg? Is dit moontlik om 'n hoofstuk met, wat is die gemiddelde verse? Ek weet nie eens wat is die gemiddelde verse van elke hoofstuk, seker in die Bybel nie. En daar is wat nou baie het, en daar is 'n hele boek wat maar 34 versies het.
Maar kom ons sê, daar's 30 versies. Nou ons weet, ons moet nou nie versies in sit nie, maar loop nou net saam met my hierdie pad. En ek wonder of daar in Kobus Erasmus se lewe, wanneer ek aan die einde van my lewe kom, aan die einde van die pad wat ek gestap het, of daar 30 versies by die Bybel gevoeg kan word. Ag, en verstaan wat ek nou sê, maar 30 versies, kom ek sê dan in die Handelinge brief op 'n geel papiertjie neergeskryf kan word. Ek wil nou nie byvoeg by die Bybel nie. Ek is nie arrogant genoeg om te dink iets van my kan daar staan nie. Maar asseblief verstaan net wat ek sê. Het ek genoeg gedoen dat dit ergens opgeskrywe sal staan in iemand se hart? Is daar 'n persoon wat kan sê ek het 'n verskil gemaak? Ek het aan hom Jesus verkondig. Ek het aan hom hoop gegee. Ek het nie verby hom gestap by die poorte van die tempel nie, of ek het gehardloop om hom in te haal en saam met hom op 'n water klim, om hom te verduidelik, soos vir die Ethiopiër, of dalk het ek iemand gedoop. Dalk het ek by 'n familie stil gestaan en hulle vertel van Jesus, en hulle, die hele familie tot bekering gekom. Ek weet nie, ek vra die vraag. Het ek ergens gestop, toe iemand 'n papwiel gehad het en hulle gehelp het, en in die gesprek ergens maar net Jesus genoem het? Kan daar 30 versies geskryf word? Of miskien, ek weet daar's 'n verwysing na die profetiese woord van Henog. Julle kan dit maar gaan lees, gaan soek dit. Maar of, oor wanneer ek lees oor Henog in die Ou Testament, dan sê net en Henog het gewandel met God. Methuselah het 900 iets in die 60 jaar oud geword. Dis al wat van hom gesê word. 960 plus. En al wat gesê kan word, hy het so oud geword. Ek hoop regtig nie dit is wat in my Handelinge 29 sal gestaan. Hierdie ou het 58 of 59 of 70 jaar oud geword. Dis al nie. En ek hoop dat elkeen van ons vandag wat hierdie woord het, en wat weet dat ons 'n roeping het, en kan soveel dinge raaklees in ons lewe van hierdie woord, en beleef hoe die Here ons leer, op ons vlak, elkeen op sy eie vlak, op sy eie manier. Daarom kan ek nie, as iemand vir my dit sê, behalwe as dit nou heeltemal teengaan met dit wat ek kan glo, interpretasie van 'n woord wat heeltemal uit konteks of heeltemal net verkeerd gedraai word om die mens te behaag, kan ek nie verskil nie, want dit is wat die Here nou vir jou leer uit daai gedeelte. Ons weet mos, die Here is my herder, is mos Psalm 23. Is dieselfde besanne wat geld by 'n begrafnis, as by 'n geboorte van 'n kind, as by 'n sterfbed, as by 'n troue. Ons kan die hele woord op verskeie maniere leer, maar dit is wat dit is, lewendig en kragtig. Maar vandag wil ek vra, en nie vir jou net sommerlik raak vra nie, ek wil vir myself vra. Hoe lyk my Handelinge 29? Ons weet mos, ek het dit gesê,
weet dit, ons beleef dit, ons sien dit op TikTok. Elke dag word ons daaraan blootgestel. Ag, hierdie wêreld is niks. Maar gee ons ag daarop. Gee ons ag om in ons lewe so te lewe dat ons 'n nalatenskap het in geloof. Ek sien dit in Hebreërs 11 van Abraham, wat 'n ryk man was en wat alles gehad het. Sê die woord, hy was 'n gelowige man. Hy was 'n man wat in God geglo het. Hy het in tente gebly tot die einde, want sy fokus was op die hemel om by God te wees. Hy het die land geërf, maar nooit huise gebou nie. En daar is 'n nalatenskap, en ek het altyd gehoop dat, wanneer ek nie meer daar is nie, dat my kinders, want terwyl ek geen aardse rykdom het om na te laat nie, en ek is nie onverantwoordelik wanneer ek dit sê nie, dit is die verloop van die lewe wat my daar geplaas het, en ek het toch na die beste vermoë probeer om elkeen te help so ver as wat ek kan, maar dat my nalatenskap sal wees dat ek gelowig is, dat ek geglo het in die tye wat dit amper onmoontlik was, toch vastgestaan het, beklei het, partykeer soos 'n kapokhaantjie, rondom my geslaan het, soos daai ou koortjie, wat die ou seentjie so verkeerd gesing het. As die lewensstorms rondom my slaan, sê die koorvers of die liedere, een van die liede, en die seentjie het gesing, as die lewensstorm sal ek woes om my slaan. En so was dit in my lewe ook, ek het woes om my geslaan, en soveel kere in my lewe. Maar as ek kan stilsit, as ek vandag kan stilsit, en ek wil hê jy moet stilsit, waar jy is by die werk, miskien moet jy net vir 'n oomblik aftrek van die pad af, waar jy miskien bestuur, of sit vir 'n oomblik die TV af, of net vir 'n oomblik, en sê net vir jouself, hoe lyk jou Handelinge 29? Gaan die bankbestuurder bly wees, om mee te deel aan die res van jou familie, wat hulle alles besig is om te erf? Gaan die prokureur dalk jou laste moet oordra aan jou kinders? Gaan jou kinders die wysheid en insig van jou mure afhaal, en ergens in 'n boks gooi, omdat hulle liefdeloos belewenis in jou huis gehad het, of gaan hulle die merke in die mat sien, hoe jy gebid het, en gaan vra, wie gaan nou vir my bid, of wie gaan nou my bemoedig, of wie gaan nou saam met my laste dra. En as jy nou kan luister na my, kan jy jou lewe nog verander. Kan ons nalatenskap verander, en kan ons begin skryf aan ons Handelinge 29. En soos ek sê, dit hoef nie 100 verse te wees, dit hoef nie soos die Psalm te wees, wat aanhoudend is nie, het kan maar net 3 of 4 of 5 versies wees. Want daai 3 of 4 of 5 versies kan jy alles sê. Soos daai woorde wat Jesus gesê het in die nag waarin hy verraai is, het hy so baie gesê. Het hy brood geneem. Het hy die hele teologie vasgevang in 'n paar woorde, en jy kan jou lewe in 'n paar woorde vasvang, van jy het iemand na die Here toe gelei, jy was die toonbeeld van die genade en die liefde en die blydskap van die Here, en al ons foute nog die beeld van die Here uitgedraai. So gaan kyk 'n bietjie net na jou Handelinge 29, nie in veroordeling nie, maar kom ons skryf dan na Handelinge, kom ons gaan begin skryf. Kom ons begin by die persoon wat langs jou staan, en wat voor jou is, en wat agter jou is, en of vat jy net aan sy hand of haar hand, of doen net 'n gebed, saggies, jy hoef dit nie eers hard te doen nie, of gaan besoek net iemand in die hospitaal, of wees net daar vir iemand. Skryf jou Handelinge 29. Want ergens moet iemand iets oor jou sê, soos wat ons oor Paulus en Petrus en oor al hierdie manne sê. Want jy is ook 'n geroepene van die Here. So lekker skryf, en sterkte met jou Handelinge 29. Mag die seën van die Here
met jou wees.